Die Lewende Hawe Registrerende Federasie in samewerking met Santam bied jaarliks die Suider-Afrikaanse Stoetteler van die Jaar kompetisie aan. Inskrywings is oop en sluit reeds op 17 Julie. Maar kom ons hoor, hoe kan ons inskryf? Wie kan inskryf? Hoe die kriteria ook daaruit sien en gesels met professor Frikkie Neser. Hy is hoofbeoordelaar en natuurlik ook verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat. Frikkie, ja, kom ons begin met die kriteria. Waarna kyk julle? Ons kyk basies na die volledige boerdery. Veesboerdery. Ek kyk na die reënval, die draagkrag van die plaas, die ras wat gebruik word in daai omgewing. Dan begin ons kyk na die bestuursaspekte. Met ander woorde, wanneer paar die boer om wanneer te kalf binne in daai perke, hoe lank is daai teelseisoen? Hoeveel bulle gebruik hy? Wat is die ouderdom van die bulle wat hy gebruik? Die ouderdomstruktuur binne in die kudde. Dan begin ons kyk na die wanneer daai koeie kalf en hoe vinnig daai koeie kalf byvoorbeeld. Hoe lank die teelseisoen is. Ook ons dan elke boer het sy eie teelbeleid. Ek kyk hoe die teelbeleid pas by sy omgewing en dan kyk ek ook hoe die teelbeleid pas by sy genetiese tendense. Met ander woorde, wat hy vir my sê in terme van sy teelbeleid, is dit wat ek sien in die genetiese tendense. Hoe gebruik hy, baie belangrik, hoe gebruik hy die nuwe tegnologie wat beskikbaar is? Dan, hoe is hy betrokke in sy bedryf? En hoe behandel hy sy werkers? So dit is letterlik, ons kyk na die volledige prentjie wat geskets word. Ook belangrik, aan wie verkoop hy? Verkoop hy net aan sy medestoettelers of verkoop hy ook aan kommersiële teelers? En hoe wyd verkoop hy? So, jy kry 'n baie goeie prentjie van wat aangaan op sy plaas deur die inskrywing. Gesels bietjie met ons oor verlede jaar se wenner en wat het vir julle daar uitgestaan? Goed, verlede jaar se wenner was Koos Kooi, hy is 'n Siementaler teeler. Ek moet dalk net so begin. In die laaste paar jare is die verskil tussen die verskillende eerste, tweede en derde plekke baie klein. En al die wenners van die afgelope paar jaar het werklik die moderne tegnologie wat bestaan in diereteeling totaal omarm. So klompie jare terug byvoorbeeld was daar net een growsafe-stelsel in Suid-Afrika. En dit het by die LNR gestaan. Vandag is daar 'n hele paar by privaat teelers. En Koos byvoorbeeld is een van die teelers wat 'n growsafe-stelsel op sy plaas bedryf. Ek dink dit gee vir jou 'n aanduiding van die absolute toewyding aan moderne tegnologie en sy bedryf om beter diere vir die plaaslike bedryf beskikbaar te stel. En ek dink dit het Koos laat uitstaan. En Koos is nie enigste een nie, soos ek gesê het, Maggie Schneider byvoorbeeld, 'n vorige wenner, hulle het ook 'n growsafe-stelsel op die plaas. En daar is van die ander teelers wat ook begin het met growsafe-stelsel. So dit is werklik, dit is maar een van die tegnologieë wat hulle gebruik. So, wie kan inskryf, of moet ek dalk eerder sê, wie stel jy voorskryf in? Enige teeler van enige ras, nie net LRF rasse nie. Stamboekrasse mag ook inskryf. So dit is werklik oop vir alle stoettelers in Suid-Afrika. En nie net vir Suid-Afrikaners nie, julle het al wenners van Namibië ook gehad. Ons het 'n hele paar wenners van Namibië gehad.
wel, ons het nog nie inskrywings van Zimbabwe en Botswana gehad nie, maar hulle is ook welkom om in te skryf. So het julle al inskrywings ontvang en verduidelik vir ons hoe hierdie beoordelingsproses werk. Goed, die inskrywings gaan na die kantoor toe. As jy al die inskrywings word daar versamel, die LRF kantoor, en na die inskrywings gesluit het, kry ek die inskrywing. So op hierdie stadium het ek nog nie idee hoeveel mense al reeds ingeskryf nie. Die besonderhede vir die inskrywings is op die website van die LRF beskikbaar. Met my kontakbesonderhede, hulle is welkom om my te kontak as daar enige onduidelikheid is oor die inskrywingsvorm of selfs vir Izaan by die kantoor. Dit is, hulle sal enige persoon met baie graag te help indien hulle enige onduidelikheid het oor die inskrywing. Al die besonderhede is op die website beskikbaar. Die beoordeling is nogal belangrik as dit kom by die dokumentasie wat ingestuur word. Dit is baie volledig. Jy begin daar, of hoe werk dit? Of besoek jy fisies elke plaas? Hoe werk dit? Nie noodwendig nie. Met die huidige situasie is dit baie moeilik om elke plaas te besoek en ek dink nie die boere wil ook mense op die plaas met die back and claw tans wat van plaas tot plaas beweeg nie. Jy probeer maar jou biosekuriteit so ver as moontlik handhaaf. So ek kyk na die inskrywingsvorm. Ek verifieer die inligting daarop met die kantoor, en LRF kantoor as dit 'n LRF teeler is of stamhoek as dit 'n stamhoek teeler is. Indien daar enige onsekerheid is. En ek skakel ook met die teeler as daar enige onsekerheid is. Frikkie, baie dankie. So sê professor Frikkie Neser, hy is hoofbeoordelaar van die Suider-Afrikaanse stoetteeler van die jaar kompetisie. Inskrywings is oop en sluit reeds op 17 Julie en dit is in samewerking met die LRF of Lewende Hawe Registrerende Federasie en Santam. Vir meer inligting lrf.co.za